Ons Vader wat in die hemel is, aan U wat is en wat was en wat kom, die ewige onbegryplike God wat alles geskep het, maar ook wat met die reën en alles wat daar is, ons elke dag voorsien van dit wat ons nodig het. Aan U kom toe al die eer. Amen. Geliefdes in die Here Jesus, genade vir julle en vrede van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Ek weet nou nie of en wanneer ek ooit weer hier voor julle sal verskyn nie, maar dit was vir my 'n heerlike tydperk wat ek saam met julle deurgebring het, en ek het so met 'n doel het ek gewerk deur Filippense 1, Filippense 2, vandag by Filippense 3. Ons skriflesing is Filippense 3 vers 1 tot 14. Kom ons bid. Hemelse Vader, ons wil soos die lied sê, strome van seën van bowe. U bring dit in strome, o Heer, en so is ons ook in die kerk onder die genadedruppels van U liefde. En ek wil bid, Here, soos wat die sojabone en die sonneblomme en die mielies daar buitekant juig oor die reën wat op hulle val, wil ons vanmôre hier weggaan met 'n loflied en met die wete dat U in ons lewe teenwoordig is. Seën ons saam in Jesus se naam. Amen. Paulus is in die gevangenis en hy skryf verder, my broers, wees bly in die Here. Filippense is die blydskapbrief. Om dieselfde dinge aan julle te skryf is nie vir my moeite nie, en vir julle gee dit sekerheid. Pas op vir die dwaalleraars, pas op vir daardie mense wat kwaad stig, pas op vir daardie betekenlose besnydenis. Ons het die ware besnydenis, ons wat God deur sy Gees dien, ons wat ons op Christus Jesus beroem en nie op die uiterlike dinge vertrou nie. Tog sou ek ook op die uiterlike dinge kon vertrou. As iemand meen dat hy op die uiterlike dinge kan vertrou, ek nog meer. Ek is op die 8ste dag besny, van geboorte, 'n Israeliet. Ek is uit die stam van Benjamin, 'n egte Hebreër. In wetsopvatting was ek 'n Fariseer. In 'n woorde, ek het alles gedoen wat die Bybel gesê het. In my ywer 'n vervolger van die kerk, in die onderhouding van die wet van Moses om vryspraak te verkry, was ek onberispelik. Maar wat eers vir my 'n bate was, beskou ek nou as waardeloos, ter wille van Christus. Ja, nog meer, ek beskou alles as waardeloos. Waardeloos is in die Griekse baie lelike woord in Afrikaans, dis menslike afval. Ja, nog meer, ek beskou alles as waardeloos, want om in Christus Jesus my Here te ken, oortref alles in waarde. Terwille van hom het ek alles prys gegee en ek beskou dit as verwerplik, sodat ek Christus as enige bate kan verkry en een met hom kan wees. Vrygespreek, nie omdat ek die wet onderhou nie, maar omdat ek in Christus glo. Dit is die vryspraak wat God gee, omdat 'n mens in hom glo. Al wat ek wens, is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind, en deel te hê aan sy lyding, deur aan hom gelyk te word in sy dood, in die verwagting dat ek self deel sal hê aan die opstanding van die dood. Ek sê nie dat ek dit alles al het of die doel bereik het nie, maar ek span my in om dit alles myne te maak, omdat Christus Jesus my reeds syne gemaak het. Broers, ek verbeel my nie dat ek alles het nie. Een ding doen ek maak my los van wat agter is, en ek strek my uit na wat voor is. Ek span my in om by die wenstreep te kom, sodat ek die hemelse prys kan behaal waartoe God my geroep het in Christus Jesus. Terwille van hom het ek alles prys gegee. Ekskuus, hierdie stukkie het ek gelees. Net sien waar trek hy nou. En dit is ons tema vir vanmôre.
Paulus sê, ek maak my los van alles wat verwerplik is, en ek fokus op die pad vorentoe. Ek weet nie of julle al gesien het, hierdie trokke wat so oorlaai is, hulle foto's partykeer van India of van Suid-Amerika het, dan is dit so, party van hulle wys treine waar die ouens tot op die dakke sit, en daai ding is heeltemal totaal oorlaai. En nou met die oorlading beteken dit op die ou end dat dit gaan soos hierdie voorbeeld wat ek hier noem. Vroeger jare het die boere as die Bobbejane ek het nou hier van 'n aap hier so maar 'n Bobbejane, het hulle die pampoene gesteel. Want hulle wil die pitte hê. Dan maak die boer so 'n klein gaatjie in die kant van die pampoen. En hy maak die pampoen styf aan 'n boom vas. Dan kom die Bobbejaan, dan druk hy sy hand in die pampoen en hy maak sy vuis toe. As hy hom dan wil uithaal, dan kan hy nie. En hy sê, man, los net die, nee, dan gaan ek my pitte verloor. En daar sit hy, nou, soos wat in die oudheid gegaan het hulle hom kom doodskiet daar waar hy gesit het, omdat hy nie die pitte wou los nie. Net ape laat hulle so vang. Laat los. Hierdie ou het 'n waantjie wat hy hom agteraan sê, free bananas. En die ander een sê vir hom, man, laat net los. Dis nou einde van Ramadan hierdie nag gewees. Dit is nou by die moslims, by die hindoes het hulle sulke feeste en dan trek hulle met vishoeke, sit hulle agter aan hulle rug en dan trek hulle waantjies met baksteen in agterin om gode te hê vir die pyn. Dit is afgryslik as jy so goed moet saam sleep in jou lewe. En kort voor lank, dan neem die donkie oor. Dan kan jy nie meer verder nie. Dit noem ons in die sielkunde uitbranding. En nou die eerste van 3 punte is die lokval. Die lokval wat die duiwel vir ons stel is die aardse pitte. Ons raak so gekneg aan die aardse goed. En nou kry jy 2 soorte pitte. Jy kry goeie pitte, prestasies, ek sal nou daarop uitbrei, en slegte pitte, negatiewe belewennisse. Die goeie pitte is die strewe om altyd beter as ander te wees. Jy wil altyd die eerste plek hê. Kan jy dink, as Maria Callas op 'n vergadering is en sy sê, eintlik, ja, sy kan so mooi sing, maar sy wil eintlik soos mevrou wêreld lewe, lyk. En hierdie ouens wat, ek het veral op hoërskool gesien, partykeer hoe naaiwerig is party kinders, as hulle nou tweede gekom het, hulle het die vorige keer eerste geëindig. Ek en Emma het gisteraan die wêreldse binnehuise atletiek byeenkomst gesien, daar was 'n ou wat, hy was die wêreldkampioen en hy word geklop daar. En die ander ouens is bly en hulle juig, en hierdie ou wat tweede kom, wat 'n silwer medalje kry, sy lip hang amper op sy kie. Party wil wees soos Miss World, daar so een storie, sy het vir Hollywood toe gegaan en toe eindig sy op 7de laan. Nou, jy kry sulke tipe goed. En hierdie onderste ene is die 2 heiliges, elkeen met hulle heilige kringetjie, en dan sien hulle, maar hy 2 heilige kringetjies. Ek wil die beste wees. Paulus se bagasie, hy sê, as iemand meen, dit was nou nog voor sy bekering, as iemand meen dat hy op uiterlike dinge kan vertrou, ek nog meer. Ek is op die 8ste dag besny, van geboorte Israeliet, uit die stam van Benjamin, 'n egte Hebreër, in wetsopvatting was ek 'n Fariseer, en my ywer 'n vervolger van die kerk, en die onderhouding van die wet van Moses om vryspraak te verkry, onberispelik. Ek het so wetties gelewe. Maar as jy nou Paulus se bagasie kyk, noem my goeie goed, die besnydenis. Ek was in die stam van Benjamin, ek was 'n Fariseer, was wetties, maar dit kon hom nie in die hemel bring nie.
Prestasies as sodanig is goed. Jy gaan nie op die rugbyveld om rugby te speel en sê, boys, ons gaan lekker speel vandag, maar ons gaan speel om te verloor. Nee, jy gaan speel om te wen. Maar dit hang af hoe jy wen. Party mense, as jy nou, ek wat nou predikant is, partykeer in 'n volk ons 'n storie gekom het, dan hang die ouens se monde so, omdat hulle span die vorige dag, sê nou maar die Springbokke, of nou nie een van die provinsies se name, noem nie, dan is ek in die moeilikheid. Dan het hulle monde so lang, dan sê ek het vir julle baie goeie nuus, daar's nie cricket en rugby in die hemel nie, ons kan maar hier verloor, dit maak nie 'n duik saak op ons hemelse welstand nie. Hulle dink, partykeer hulle is die kat se snor. Toe Paulus sy goeie putte gehad het hy dit gebruik om een van die grootste vervolgers van die Christendom te word. Dit is wat hy gebruik, sy sogenaamde gawes het hy gebruik om dit te bereik. Voor sy bekering was Paulus waarskynlik een van die mees gesiene persone in die oë van die fariseërs en die nie-Christene. Julle sien ons in die flieks hierdie, kan ek maar sê, die vrouens wat die groot hoede het en nog haakskoede en sulke wit handskoentjies wat hulle die koppie tee so drink. Hulle loop so met hulle koppe so in die lig. Hy was een van die mees gesiene, maar in die oë van Christene was hy een van die mees gevreese persone. En die geskiedenis is vol daarvan, en dit is tragies. Saul, ek is nou in my stilte tyd besig om van vooraf deur die Bybel te werk, en ek is nou by Saul. Die volk wou nie 'n rigter en hulle wou 'n koning hê, en toe's hierdie ou, hy was langer as Eben Etzebeth, hy het so mooi regop figuur gehad, en hy was spoggerig, en toe kies hulle hom as koning, net 2 jaar, en toe begin hy dink, hy is die kat se snor, en toe Samuel vir hom sê, jy moenie gaan offer nie, dis die profeet se werk, nie die koning nie. Toe gaan hy en toe sê, ek is die koning, en toe offer hy, en toe vat die Here sy koningskap van hom weg. Herodes het vir hom geweldige plekke gebou by Caesarea en in Jerusalem en oral. Hy wou wys, hy is die man. En toe hy hoor Jesus is gebore, toe het hy die kindertjies laat doodmaak, want hy wil nie laat 'n ander ene koning word nie. Die einde van Herodes sê hulle dat die wurms hom opgevreet het. Hitler, hoef ek meer te sê. Weet julle, ek was nog al my jare, want ek het konservatief groot geword se kind, was ek nog 'n ondersteuner van die Republikeinse party in Amerika. En ek wou gehad het Trump moet wen. Maar Trump het sy kop verloor. Heeltemal. Ons het Iran al eintlik 90% verslaan. Eintlik is die oorlog nou verby. Hy lieg. Hulle kan nie daarby kom nie. Maar ek wen in God in die diepst van my gedagte. Ek is die ene wat die wêreld beheer. Ek het al die gawes. Ek het al die wapens. En in Suid-Afrika, daar sou nie 'n Matlanga kommissie gewees het, as dit nie by ons ook so gewees het. Ek het, elke keer kry ek pyn as ek sien, wat van die groot polismanne, van die heel top van die polisie af onder deur die strukture, hulle is verrot, betrokke by bedrog en by tenderskandale en alles. In die regering, hulle vra nou die aand vir een van die joernaliste, Theo Venter. Hulle vra vir hom nou, wat dink jy, wat kan 'n mens doen? Kan 'n mens nou nie 'n soort van 'n stukkie van die ANC afsny, en dan kan 'n mens die ander ouens vat, dat hulle beter regering. So sê nee, dis is 'n boom wat heeltemal vrot is, dit help nie, jy kan nie solank hulle daar is. Die boom is intern vrot. Dit is as jy op sekere goed so vertrou, dat jy op die ou end doen wat Psalm 46 in die ou vertaling sê, moet op prinse nie vertrou nie.
by wie mense heil kan vind. Jy gaan nie jou heil in sulke mense kry nie, veral as hulle korrup is nie. Weet julle vir die hemel, wat tel al ons prestasies, al jou bekers? Ons aardse bagasie tel net soveel soos Monopoly geld by die bank. Bank sal nie jou $500 of R500 Monopoly geld vat of jy iets daarvoor gee nie. Ek wil heeltemal af van dit as net om julle heeltemal wakker te kry, sê, my oupa het met Dobermans geboer. Hy het groot pryse gekry by die skoue. Die Dobermans nie Dobermans nie, hierdie groot honde, Great Danes. En klompe bekers gekry, en toe hy nou oorlede is, my ma het sommer so in 'n kartondoos gegooi, maar nou mooi silwer bekers, en eendag het besluit sy, ag wat die goed lê daar, en sy sit dit so op die rykie, en sy politoerle mooi, en sy sit die voorkante agter, dat jy net sien is bekers, en die predikant kom met huisbesoek daar, en hy sê, en Mary, waarvoor is hierdie bekers? Sy sê, dit is my bekers wat ek met skoonheidswedstryde gewen het. O, sê hy. En hy haal die beker en sê, Best South African bitch. Net soveel as daai beker vir haar beteken, het soveel beteken die goed wat ons baie keer wil dink, wat regtig vir ons belangrik is. Maar 'n mens kry ook slegte putte. Ek wat nou van Standerton afkom, ek het al die jare gewerk met kinders by die kindersorgskool, dis is 'n verbeteringsskool. En as jy met daai kinders gesels in die spreekkamer, wat is die bagasie wat hulle het, sonde wat hulle in die verlede gedoen het? Wrokke teenoor ouers wat hulle nie gehaat het eintlik nie. Baie van hulle het nie eens geweet wie is hulle pa nie. Hulle ma's het sleg groot geword, en daarom het hulle in daai skole gekom. Bekommernis, want hulle was dikwels agter met die leerplanne. En hulle verlede. Baie van hulle sit met soos 'n slang se sleepsel, sit daai merke van hulle verlede op hulle. Jy kry nou twee soorte van hulle. Die een soort, ek en Emma, hulle was George Hofmeyer skool, ons het vir die kinders gesê Georgies, baie lief vir hulle. Die ene is 'n Georgie ma, wat hulle kry dan, kinders is sommer as hulle op hoërskool is, dan word die kind weggevat. Party word van daai kinders wat in Georgies as kind is, hulle word weer Georgie ma's, want hulle leef dieselfde. Iemand sê vir hulle, is lief vir hulle, dan maak hulle 'n babatjie, dan los hulle die babatjie, dan is dit 'n arm. Die ander, ek het twee van hulle wat ek nou al vir 40 jaar, wat ek feitlik elke dag voorbid, wat met ons 'n verhouding gestig het, wat wonderlike mense geword het in hulle samelewing. Jy kry dieselfde soort situasie uit, mense wat uit krotplekke uitkom. Baie van ons cricket en rugby spelers, die swart sterre, kom uit baie haglike omstandighede. En die vraag is nou, wat is die putte in jou pampoen? Baie keer is dit bitterheid. Een ou het gesê, liefde vir die wêreld kan jy maklik sê, maar dit is baie keer baie moeilik om jou buurman lief te hê. Bitterheid. Prestasie. Ek het weer gesê, prestasie is goed, maar as jy die hele tyd gaan ry op, ek is God's gift from life, from heaven to life. Status. Weet jy, ek het nou al baie goed gesien, ek wil nie lank daaroor praat nie. Maar ons het byvoorbeeld in Standerton waar ons was, van die rykste boere daar, het die mees nederige voertuie gery. Jy kry ander ouens wat as hy bietjie geld het, dan koop hy vir hom die liekste goed. Maar gewoonlik as hy so baie, sulke grand car het, dan moet jy weet hy dit in korrups. Nee, ek sal dit nie sê. Dan weet jy waar hy dit gekry het.
Wat is die probleem? Die probleem is, die vuis is te groot om uit te kom, om los te kom. Saam met die goeie putte, kom die drang om groot te wees in ander se oë. Saam met die slegte putte, kom die drang na vergelding en 'n weiering om te vergewe. Ek het nog nie eens begin praat oor egskeidings en oor die soorte dinge nie. Die een soort word hoogmoedig, dis die goeie putte wat vrot geword het binnekant. En die ander ene word suur en wreed. Die probleem in die lewe is om uiteindelik los te kom van die putte wat jou pla en om geestelik ontspanne te wees. Wees net jouself. Baie keer as jy situasies het waar jy in 'n onderhoud moet wees, as jy die hele tyd so gaan maak en gaan praat of jy wonderlik is, van daar is nie vir jou luister nie. Ek kyk nou, sien ek nou die ou klandros wat hier sit. Nou dink ek baie ouens, hulle kom in die hof, en dan het hulle gooi sulke malema gooi en hulle, en dan wil hulle hê vir hulle luister. Ander sal nederig sê, weet jy, ek het 'n fout gemaak, ek het 'n verkeerde ding gedoen. Ek kan net vir julle sê, jy kan maar gaan kyk wat op die ou en met die uitsprake gebeur, met 'n ou wat regtig weet dat hy verkeerd gedoen het, en wat besef hy sal moet gestraf word. Wat is die oplossing? Jy moet laat los. Paulus sê, wat eers vir my 'n bate was, beskou ek nou as waardeloos, terwille van Christus, ja nog meer. Terwille van Christus beskou ek alles as waardeloos, want om Christus my Here te ken, oortref alles in waarde. Terwille van hom het ek alles prysgegee, het ek alles gelos. Ek maak my los van wat agter is, en ek strek my uit na wat voor is. Partykeer het jy van hierdie baie sterk ouens gekry, dan het hulle kettings, dan het hulle 2 voertuie wat hulle so aan weerskante het, en dan hou hulle vas, dan begin daai voertuie beweeg in verskillende rigtings, dan toets hulle hoe sterk is hierdie ou, wie kan die langste uithou. Maar een of ander tyd, dan moet die een ketting gaan. Partykeer is ons so, ons het met hierdie een hand, party mense, met hierdie een hand kom hulle kerk toe, en met hierdie ene dobbel hulle. Dis 2 hande wat in verskillende plekke vasgehou. Prof. Kolie Kotse het gesê, hy het een keer by mense op huisbesoek gekom, baie liewe oomie toe hy op sy sterfbed lê, toe sê, oom, waar het die goeie in jou lewe nou begin? Toe sê hy, ek het begin leef, toe ek albei my hande vir die Here gegee het. Toe ek die slegte goed laat los, en net na die een kant toe gegaan het. En dit beteken dat ek opnuut en dringend kyk na my eie lewenswaardes. Paulus beskou sy vorige prestasies as toiletafval. So min dink hy oor daardie goed wat hulle op sy CV kon geskryf het. En dit het 'n sekere implikasie vir ons ook oor ander mense rondom ons. Ons moet vergewe en weer vergewe en weer vergewe. Ek het al bietjie gepraat oor hierdie putte wat in ons lewe is. En wat van die pad vorentoe, moenie dat opmerkings aan jou kleef nie. Jy weet, baie mense, iemand het vir hom jare gelede gesê, dalk 'n slegte onderwyser het hom sê, jy is 'n stupid Bobbejaan, jy sal nie standaard 8 maak nie. En daai ding sit die hele tyd in sy lewe vas. Ander een sê, ja, ek het daai ene vergewe, maar ek kan myself nie vergewe vir al die meisies wat in slegte situasies was toe hulle in die kindersorgskool was. Ek kan myself nie vergewe van wat ek gedoen het nie. Ek hoef nie myself te vergewe nie, as ek in Christus vergewe is ek vergewe. Ek dink so altyd aan hierdie cowboys, as so iemand geskiet het, dan blaas hulle so die pistole. Partykeer as iemand vir jou slegte ding sê, of as 'n slegte ding oor jou wil kom, wat ek al partykeer gedoen het, is fisies
Dan staan ek net so en maak ek net so. Laat dit gaan. Laat los. Moenie dat dit jou hele lewe beïnvloed nie. En ek wil hiermee afsluit. As jy dan iets wil saamsleep, het ek vir jou vir vandag 'n oplossing. Jesus sê, kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, wat klomp bagasie het. Ek sal vir julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart. Julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag en my las is lig. Amen. Dankie Here dat ons juis in hierdie lydenstyd daaraan kan dink dat Jesus gekom het om nie net ons sorge nie, maar om al ons sonde weg te vat. Wat ons soos asbliksakke die hele tyd saam met ons sleep partykeer. Here, maak ons los van al die goed wat ons vashou in die wêreld. Bind ons elke dag in geloof aan U wat die koning van die koning is. Here, ek wil dit bid vir onsself en dan vir hierdie gemeente. Ek wil bid vir Dominee Steven Heinz wat onder beroep gaan staan en wat 'n roeping het om hier te kom werk. Ek wil bid dat die verhouding tussen hulle en tussen hom en die gemeente 'n wonderlike en mooi verhouding sal wees. Dankie Here nogmaals vir die wonderlike goed wat U vir ons gee. Dankie vir die reën. Dankie vir die liefde. Dra ons vandag en gee dat ons in hierdie week nie rond sal loop soos mense met hulle kop in die lig of mense wat swaar is van al ons bagasie nie, maar soos mense wat lig is en in Jesus vrygemaak is. Amen. Die liefde van God en die barmhartigheid van die Heilige Gees reën op julle almal in hierdie week tot sy eer. Amen.